Daar's 'n uitdrukking wat sê, moenie krap waar dit nie juk nie. Nou ek glo nou nogal hierin, so ek krap nie vreeslik graag nie. Maar daar's so 'n jukplekkie wat ek raak gesien het, dis nou nie aan my lyf nie, dis nou in die samelewing. En iemand het met my begin praat daaroor en ek dink toe kom ek krap 'n bietjie. En dit was toe nie net 'n jukplek nie, dit was 'n verskriklike sweer. En dit is ouer-kind verhoudings. Nou praat ek nie net van tieners en tienerstadiums nie, ek praat van babatjie tyd af tot ouerhuistyd, selfs tot na die dood. Ek was regtig waar hartseer toe ek besef wat se krisisse is daar in ons samelewing rondom ouers en kinders en die verhouding tussen hulle. Ek is baie bly ek is nie 'n sielkundige nie, want ek weet nie hoe 'n sielkundige regtig waar hierdie ding kan oplos nie. Dit is geweldig. Al wat ek kan doen is ek kan in die Bybel gaan kyk, wat se riglyne gee die Bybel vir ons, hoe was die situasie daar, en ek weet nou nie of ek moet sê tot my skok of tot my blydskap nie, het ek agtergekom, dis nie 'n nuwe ding nie. Nog altyd was ouers, kinders en die verhouding tussen hulle verskriklik belangrik en verskriklik moeilik. As ek nou my teorie reg het, dan dink ek die eerste geskrewe dele van die Bybel is die 10 gebooie. Dis mos nou op kliptafels gekap, die Here het dit gekap, Moses het later die tweede kopie daarvan gekap. En in daardie eerste 10 woorde is hierdie saak so belangrik dat die Here dit aangespreek het. Nou die 10 gebooie, 'n mens kan op baie maniere daarna kyk. Ek dink 'n goeie manier is om die 10 gebooie te sien as gewigte in 'n gym. As jy nou nie gereeld in die gym kom nie, as jy nou soos ek is en jy is nie ene vir hierdie sport en oefeninge nie, dan skrik jy, dan dink jy, daai gewigte gaan my plat druk. Maar as jy die gym ken, dan weet jy, elke gewig het 'n doel, en al daardie gewigte is daar om jou te help om nie net goed te lyk nie, maar ook gesond te voel. Ek wil dat ons die 10 gebooie lees. Dis op 2 plekke opgeteken, tegnies op 3, maar 2 wat redelik dieselfde is. Die eerste kry ons in Exodus 20, dis in 'n krisistyd. Die volk het uit die Egipte land uit die slawerny gekom en nou kom die Here en hy gee vir hulle orde reëlings. Maar 40 jaar later kom Moses en hy herhaal hierdie 10 gebooie, hierdie 10 woorde, hierdie 10 gewigte wat nodig is. Hoekom herhaal hy dit? Dis 40 jaar later, dis 'n volgende geslag en hy vertel vir hulle, daar by die berg Sinaï het God vir julle ouers hierdie woorde gegee. Julle is nou op pad om die beloofde land in te gaan. As julle gesond en voorspoedig wil wees in die land, gebruik hierdie gewigte. Oefen daarmee. Wees versigtig want gewigte kan seermaak. Maar oefen daarmee, en as julle volgens hierdie 10 gewigte oefen en julle lewe daarvolgens inrig, dan sal dit met julle goed gaan in die land wat die Here vir julle gee. Kom ons lees hierdie tweede weergawe, Deuteronomium 5, van vers 6 tot 21. Hier kom die Here en hy gee vir hulle hierdie 10 gewigte waarmee hulle lewe kan inrig in die beloofde land. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n god maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar my troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy.
Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Dis nou interessant as ons spesifiek rondom die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, as ons Exodus 20 en Deuteronomium 5 vergelyk. Exodus 20, daar gee die Here die gebod vir hulle. Deuteronomium 5, hier kom Moses en hy herhaal dit, hy interpreteer dit vir die mense wat nou die beloofde land gaan binnetrek. In Exodus 20 lees ons die volgende: Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God aan jou gaan gee. En in Deuteronomium 6, behandel jou vader en moeder met eerbied soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Hulle sê basies dieselfde. In Deuteronomium kry ons twee goedjies wat bygevoeg word. Die eerste is, soos die Here jou God jou beveel het, dit maak sin. Die Here het dit 40 jaar gelede vir hulle beveel en nou sê Moses, eer jou vader en jou moeder, betoon eerbied aan hulle, soos die Here jou God jou beveel het. Dan ook die kwessie van lank lewe en dat dit met jou goed kan gaan. As die verhouding tussen ouers en kinders reg is, beteken dit dat jy lank gaan lewe en dit met jou goed gaan gaan. Impliseer dit dan nou dat iemand wat jonk doodgaan nie sy ouers geëer het nie? Nee, glad nie. Hoegenaamd nie. Ons dink baie individualisties, ek en myne, terwyl dit gaan hier oor die volk wat die land binne gaan, en wat die Here sê is, as in julle as gemeenskap, in julle as volk, die verhouding tussen ouers en kinders goed gaan wees, dan gaan dit met julle voorspoedig gaan in die nuwe land, die land wat die Here vir jou gee. Julle gaan gelukkig wees en julle gaan lank bly lewe. Vroeë dood, individueel wissel dit, maar in die algemeen sal dit baie goed gaan. Nou sit ons met die situasie, as die Here uit alles wat in die wêreld aangaan 10 goed moet kies, wat hy vir die volk gaan sê, dan is daardie 10 goed baie belangrik. Of, kom ek stel dit so, dan is daardie 10 goed waar daar baie maklik probleme kan wees. In die Bybel lees ons van probleme tussen ouers en kinders. Is dit dieselfde as ons tot 'n mate ja, tot 'n mate nee? Ek dink ons tyd word baie meer deur emosie gedryf. Ek het probeer kyk na emosie in die Bybel. Kyk, huwelike is besigheidstransaksies, daar's nie emosie by betrokke nie. Of liewers, so lyk dit vir my. Ouers en kinders, dit was baie moeilike situasies, as die kinders nie wil luister, die kan die ouers hulle na die stadsraad toe vat en hulle kan daar tereggestel word. So, jou emosies het minder van 'n rol gespeel, maar dit beteken nie dat emosies afwesig was nie. Ek dink die belangrike ding is, emosies is 'n ruimte gegee waarbinne dit kan afspeel. Baie mense het gehuil, Dawid, Jesaja, van die profete, van die mense van die volk toe die krisis daar was, die mense het regtig emosies getoon, hulle het goeie en slegte emosies getoon, en Hooglied vertel vir ons dat liefde regtig waar nie afwesig was nie. Liefde en passie, dit het ook sy plek gehad. Maar binne die ruimte wat, en dis belangrik, God daarvoor gee. Die 5de gebod beteken jy moet jou ouers eerbiedig. Hoekom sê die Here dit? Ons moet na 2 dinge oplet rondom die 10 gebooie. Die eerste is, dit begin met, die Here het jou uit Egipte gelei. So die Here sê nie, doen hierdie 10 goed, dan sal ek julle verlos nie. Die Here sê, ek het julle verlos. Doen hierdie goed om gelukkig te kan wees.
Dis nie, as jy dit nie doen, gaan jy hel toe nie. Dit is, ek het jou in die hemel gesit, hemel op aarde, doen hierdie goed, sodat jy 'n gelukkige en 'n gesonde samelewing kan bou. Die ander ding is die plek van die 5de gebod. Die eerste 4 tafels van die gebod gaan oor jou verhouding met God en die laaste 6 oor jou verhouding met jou medemens. En hier as oorgang het die Here verhouding tussen ouers en kinders. Dit wil vir 'n mens sê dat as hierdie verhouding reg is jou verhouding na weerskante toe goed, na die Here toe en na jou medemens toe. Ek onthou die ou huweliksformulier het gesê, deur sy gees en die woord heilig God die gesin as sy kerk in die kleine. 'n Gesin, pa, ma en kinders wat saamleef, dis die begin van 'n kerk, en as dit in die gesin goed gaan, gaan dit in die kerk en die samelewing goed. As daar krisisse is, loop dinge skeef. Nou is dit baie belangrik. Hierdie gebod, ek hoef dit nie te sê nie, word na weerskante toe nie geïgnoreer nie, maar ek wil die woord gebruik, misbruik. Hy word skeef getrek. En daarom is dit so belangrik dat ons sal kyk, wat beteken betoon eerbied aan jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder, soos wat ons dit nou maar ken. Letterlik staan daar, gee gewig aan jou vader en jou moeder. Die woord wat vir eer hier gebruik word, is die Hebreëse woord kavod, en dit beteken om gewig te gee. En ek dink dit verander 'n mens se siening oor hierdie hele saak. Gewig, ek het gepraat van die gewigte in 'n gym. 'n Gewig, die meeste van ons sien 'n gewig as iets baie positiefs. Ja, 'n gewig kan jou platdruk, 'n gewig kan jou moeg maak, jou rug seer maak as jy gewigte moet ronddra, swaar goed. Maar as ek byvoorbeeld besig is in die tuin of in die huis, het ek baie keer iets swaar nodig om net stabiliteit te bring. En dis presies wat gewig hier beteken, kavod. Dit is iets wat swaar is, wat dinge in plek hou. 'n Mens dink aan die fondament van 'n huis, 'n mens dink aan die anker van 'n skip. Hierdie idee van gewig is, dit hou dinge in sy plek, dit bied stabiliteit. Wat hierdie gebod sê is, gee gewig aan jou ouers. Dan sal dit met jou goed gaan, en dan sal jy gelukkig wees in die land wat die Here jou God vir jou gaan gee. Beteken dit, hulle is altyd reg? Glad nie. Beteken dit, ek moet noodwendig 'n emosionele gevoel teenoor hulle hê? Is baie goed om emosioneel goed te voel oor jou ouers, maar nie noodwendig nie. Beteken dit, ek moet altyd ja en amen op wat hulle sê? Nee. Dit beteken jy gee gewig aan hulle. Hoekom? Omdat almal van ons het 'n oorsprong. Ek kom iewers vandaan. En ek glo die Here dit so gewil dat ek in my gesin my plek gekry het. Dit beteken ek het DNA van my pa en my ma. Dit beteken ek het eienskappe van hulle. Dit beteken ek het groot geword met hulle manier van doen. En dit alles gee vir my uitdrukking of identiteit aan my karakter. Dis waar ek glo die Here my geplaas het. Dis waar ek my menswees ontdek het. En nou eer ek die Here op 'n manier as ek my ouers eer. Mag ek hulle wys op hulle foute? Asseblief, jy moet dit doen. Dis vir my wonderlik, my kinders was baie klein toe het hulle geleer, as ek 'n fout maak, praat hulle daaroor. Nie lelik nie, op 'n mooi manier, hulle help my reg. Is my ouers altyd reg? Nee, hulle is mense, hulle is ook kinders, hulle is ook mense wat uit 'n situasie kom. Hulle dra ook die gewig, goed of sleg, saam met hulle, wat hulle gekry het, net soos ek, net soos jy. Maar die Here kom en hy sê, as jy kan sien waar die gewig lê, en jy kan weet hoe om daardie gewig te hanteer, gaan jy gelukkig wees. Kyk, ek weet mos nou, as hier 'n ding is wat
kom ons sê 'n half ton weeg. Daar's nie 'n manier dat ek hom met my arms kan optel nie. Maar dan maak ek 'n plan. Ek kry 'n katrol of ek kry 'n hefboom en ek maak 'n plan om die ding op te tel. Net so word ek groot in 'n situasie waar ek sekere gewig het wat ek gekry het. Tot 'n groot mate as gevolg van my ouers, wie hulle is en hoe hulle opgetree het. En as ek besef, die gebod sê nie, sê ja en amen op alles wat jou ouers sê nie, maar die gebod sê, gee gewig aan dit waarvan af jy kom. Gee gewig aan jou ouers. Dan gaan jy ook weet hoe om die swaar goed, die goed wat te swaar is, te hanteer. Jy maak 'n plan om dit te verwerk. En natuurlik, dis ongelooflik belangrik vir ouers. Moenie jou kinders platdruk nie. Moenie vir hulle gewig gee wat hulle nie kan hanteer nie. Maar dis twee sake waarby ons volgende week en die week daarna as die Here wil gaan uitkom. Waaroor gaan dit nou? Dit gaan nou oor verstaan die 10 gebooie. Verstaan die 5de gebod. God wil hê ons moet ons heroriënteer aan hierdie gebooie. Nie, o gats, ek moet dit doen, anders gaan ek hel toe nie. Nie, ek moet dit nou maar doen, want die Here sê so en daarom is my ouers altyd reg nie. Maar besef dat daar gewig in jou lewe is. Goeie gewig. Noodsaaklike gewig. En vra vir jouself, waar lê die gewig in my lewe? Waar lê die gewig in my huis? As ek gewig verstaan, gaan ek nie oorreageer nie. Dis gewoonlik as ek te lig is wat ek begin skree, want ek moet myself laat geld. Maar as daar gewig in my lewe is, kan ek standvastig wees, ten spyte van die foute wat ek en my mense rondom my, my gesinslede, my ouers en die samelewing maak. Ek het begin om te praat van die gym. Nou, daar's 'n interessante ding. Baie mense besluit om Januarie, nuwejaarsvoorneme, ek gaan gou gym toe. Baie van hulle beland in die hospitaal want hulle weet nie hoe om die gewigte te hanteer nie. Hulle wil dit oordoen, hulle wil vinnig in shape kom en dit werk partykeer, maar nie altyd nie. Nou sê die mense, as jy gym en jy gym op 'n gereelde grondslag, dan stel jou liggaam, en seker jou brein, sekere goed vry. Endorfien, dopamien, ek is nie seker of ek dit reg uitspreek nie, ek kyk nie YouTube genoeg om al hierdie gesondheidsgoed te verstaan nie. Maar wat gebeur is, as jy in die gym was, en jy het 'n bietjie met die gewigte gestoei, ja, jy moet stoei met hulle want hulle is swaar, maar as jy met hulle gestoei het, voel jy goed. En is dit nie presies wat die Here sê rondom eer jou vader en jou moeder nie? Dit sal met jou goed gaan, jy gaan goed voel. Meer nog, jy gaan permanent, wil ek amper sê, 'n goeie gesondheid en 'n goeie liggaam hê. Ek gebruik hierdie beeld van die gym om vir ons te sê, dis wat ons moet doen met die 10 gebooie en dan spesifiek die 5de gebod. Oefen om dit te doen. Hierdie is vir my in baie opsigte moeilik, tot 'n mate omdat ek besef hoeveel ek verkeerd gedoen het. Nou dat ek werk aan hierdie preek, besef ek hoeveel ek my ouers verkeerd behandel het. Hoeveel keer ek my gewip en weggeloop het in plaas van om gewig te gee aan ons verhouding en beter op te tree. In terme van my kinders, het ek vir hulle genoeg gewig gegee. Daar's soveel goed waaroor ons kan dink, maar asseblief, die doel van die 10 gebooie is nie om jou skuldig te laat voel nie. Jy moet nou net sê, ek het hier en hierdie foute gemaak, ek is skuldig nie. Nee, die 10 gebooie is daar om vir jou te oriënteer. En ek dink wat ons vandag nodig het, is om ons te heroriënteer. Jy krap 'n bietjie en dan bars daar 'n sweer oop. Die sweer van ouer en kinderverhoudings. Maar daar is genesing. Deur die bloed van Jesus Christus is daar genesing vir enige verhouding. Kom ons dink aan die wonder van God wat vir ons stabiliteit wil gee. God wat vir ons vastigheid wil gee. En God wat vir ons sê,
oefen in daardie vastigheid. Gaan dit met jou sleg? Is jy op 'n sleg plek? Ek is baie keer op 'n sleg plek. Nou ja, kom in pas. Kyk na die 10 gebooie, kyk na jou verhouding ouers-kinders. Heroriënteer jou. En die Here sê vir jou, dit sal met jou goed gaan. Amen. Here, ons lewe in so 'n stikkende wêreld, maar die wêreld was nog altyd stikkend. Van Adam en Eva se tyd af. Maar dankie Here dat U in hierdie stikkende wêreld vir ons vastigheid gee. En daardie vastigheid kry ons veral in verhoudings. Help vir my Here om te werk aan my verhoudings. Dankie dat U 'n God van verhoudings is. Dankie dat U mens geword in Jesus om verhoudings te kom herstel. En help my Here om die verhoudings waarin U my geplaas het, te waardeer en uit te bou en te verbeter. Amen. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.